Genarendal, 'n klein dorpie met 'n groot nalatenskap. As Suid-Afrika se eerste opleidingsinstansie vir onderwys het hierdie geskiedkundige plek 'n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van onderwys in ons land. In hierdie video verken ons die ryk geskiedenis van Genarendal se bydrae tot onderwys en ek het die groot voorreg gehad om genooi te word na 'n onderwysingssimposium in Genarendal wat gehou was deur die Kaapse Forum. Waar groot name in die onderwys almal mekaar gekom het om een dag saam te geniet. So kom, geniet die video saam met my en moenie vergeet om te subscribe. Dunkin Donuts, ons is binne. Ek is hier saam met Dunkin Donuts. In the studio, you gotta have some brain, otherwise you'll go insane. Whoa, I done seen it all happen from the top. Niggas stumble once and then they lose it all. Same, whoa, my circles are small cause I be carried as like. Ding wat ek altyd vir die mense sê is, droom groot. Onderwysers, bekende mense van sosiale media, professors, content creators, livestream mense, hier's van alles. So selfs wat Kaapse Forum wat dit moontlik gemaak het, hulle is ook die sponsor van die video. Kaapse Forum is basies 'n platform wat geskep was as 'n non-profit organisation wat teruggee vir gemeenskappe wat minder bevoorreg is. Mense wat dit dwelmmisbruik is, wat daar werkloosheid is, waar daar tekort aan goed is. Die Kaapse Forum tree daarin en hulle gee vir die gemeenskap wat hulle nodig het. So hulle is basically for the people, by the people. Opwarming wat ek doen vir elke show. Hy het doen ook. Daar is so die voorsitter van die Kaapse Forum vir meneer Heinrich Wijngaard, bekend as meneer Klop, bekend as die nuusman, bekend as die radioman, bekend as die jou man nie, maar jy moet net luister. Ek moet ons nog my regel voorsitter. Jy sê dan nie in 'n Caledon nie? Okay, die man is oorspronklik van Caledon. Is nog steeds 'n inwonende van Caledon? Van Caledon. Okay. Ek kom nou van my huis af in Caledon. Wat is asseblief wat beplanning het agter die dag gegaan en hoe kom ons is wat daar is. Dan hulle te baie ryke geskiedenis as dit kom by onderwys en opleiding. En daar's mense wat dit natuurlik weet nie, dis hoekom ons dit vir hulle vertel. So ver terug soos hier die 1700s, né, toe Georg Smit hier aangekom het uit Duitsland uit om 'n bietjie die woord van die Here te kom verkondig. Moet ons nou ook seker gemaak het dat die mense wat hier bly ook die woord kan lees. En toe hy begin by wat ons nou ken as Moeder Lena. Ek sukkel nog met 'n oorspronklike Khoi-naam Weetge Tikuyo. Weetge Tikuyo. Okay. Ek het hom. Dit is nou Dunkin Donuts wie. Ek het hom. En hy sou nou wysig en ek probeer hard soos 'n wysig klinkie vanoggend, verstaan julle nou? Ek wil net seker maak dat jy nou. So dit is belangrik dat mense weet dis waar dit begin het en Genarendal was ook die plek waar die heel eerste onderwyser opleiding college gevestig is, né? Voordat daar 'n CPUT in Wellington was en in Mowbray campus gewees het van ook CPUT en sulke dinge was daar die Genarendal onderwysopleidingskollege. Want vandag praat ons hoofsaaklik oor taal, moedertaal onderrig en ons praat oor hoekom ons moet op met die ding van die kinders wat glo hulle is Engels en dan in die huis praat hulle kahattie Engels en dan kan die kind nêrens gaan daarmee nie. So op 'n baie ernstige noot was 'n ding wat my persoonlik baie diep bekom het, omdat ek moes hoor hoe die kinders sukkel. En uiteindelik het die kind nie 'n behoorlike beheer oor Engels of oor Afrikaans nie. En ons praat 'n bietjie vandag daaroor en hoe moet ons dan nou maak? Want dit is alright as jy jou kind wil Engels groot maak. Maar ek wil nie hê Engels met 'n saak maak teen julle oor die way die kind op die ou en Engels praat nie. 100% ek verstaan hy. Ek voel ons nog gaan baie dankie vir die tyd. Ek weet dis 'n baie besige man, hoor. Die man het nou gevlieg uit Amerika uit vanoggend daar vir 'n perskonferensie, maar is alright. So ek wil net luister, ons is nog vakansie, nee. So ek is nou stres is meer werk is klaar, alles is klaar. En iemand het gesê die en onderwysers staan vir op vakansie, né? So jy wil net luister. Complete asseblief die sin vir my, né? Sy is onderwyser as sy toegewyd is soos Dunkin. Okay, baie dankie. Baie dankie dat julle genooi ons is hier. Salat in Kaapse Forum, voorsitter en maar dit is ek is bly julle is hier. Hy moet 'n lekker aan klap. Ek is 'n Caledoner, soos jy weet. Ek is net jammer maak het nie vir u gesê dat ek verlede jaar ook die voorsitter was van die Caledon Rugby Club en dat ons tot in die semifinale gevorder het. Ons het vir Genarendal ver afgelaat, maar prys die Here, hulle doen beter hierdie jaar en ons doen nou nie meer so goed nie. Elke span het sy seisoen. Twee goed voordat ek begin asseblief. Gerard Matthijsse, principaal by Witstrand Primêre Skool.
Kring 10 in Metropool Noord. Goeiedag, dames en heren, ik is meneer Marco Pieter, alipad van Genadendal. Hier plaatselijk is ik vandaan. Uiteindelijk weggehaald ook van Kanala om schooltrap heen te lezen. Mijn naam is Dirk Swart, ik was verlede jaar afgetree. So 'n paar maande van 65 af, as jy dit nie glo nie. As hoof van Hoër Jongskool Parel, oftewel Boys Eye, vir byna 18 jaar. Ik is Benorita Okkes, principaal bij Verliesdorp Secundair. Vandaag was ik met twee gasten, hulle represent vandag de Hoogstond Secundair, dus ik heb een meneer voor u, een voor jou vrouw. Isis. Is een manier op spraak, een manier genoemd van, baie mensen verwachten iets, maar als je bereid om te zeggen dat dit ik reeds ga doen, als amper net zoals, geef mij, ik zoek en dat is die behoefte, maar het is nooit iets wat een werkelijk gezet wordt om te zeggen, dat is wat ons reeds in plek heeft, wat kan jullie voor ons bijdragen. So even net luisteren, hoe het manier begint om te zeggen, dat is wat ons heeft. Ik heb meneer ja, wie stappen van om daar op een plek te krijgen, was het een spanpoging, was het uitdruk naar gemeenschappen te over hoe het Ja, as leier moet jy 'n visie hê. En die visie moet jy deel met jou personeel. En jy moet hom deel met die gemeenskap. En as hulle inkoop het dan is jy al reeds oor die eerste hurdle wat daar is. So dit is wat ek gedoen het. Toe die skool begin en ons sien ons is sekere kwantaal ingedeel. Ons sien daar's nie eintlik geld nie, maar daar's 'n behoefte. So wat doen ek as leier? Ek moet nou kom met 'n plan, 'n werkbare plan. Ons eerste personeelvergadering het ek my huisstoele gehad by die skool. My onderwysers het op bokse gesit. So dit is wat ek sê. En toe het men en in daai tyd het ons die min gevat wat die departement gegee het en ons het gesê okay, dit ons prioritiseer hierdie gedeeltes en mense wat by die skool gery het toe gesien maar ons sien nie gebeur iets by die skool en hulle het ingekom en dan het hulle kom vra meneer Matthys, wat kan ons doen en ek het hulle altyd gesê moet niks gee nie, moet niks vra nie. Ek neem julle deur. Kom dat ek vir julle wys wat ons het. Kom dat ek vir julle sê wat is ons planne, wat ons graag wil doen. En dan het die mense dan gaan hulle weg en dan hoor ek later van hulle. Sê hulle meneer, ons is bereid om hierdie te betaal vir. Hoeveel jaar in ons school? 4 jaar? 4 jaar. 4 jaar. Ook is ook al bezig om die hengste dat klim experience op te doen. Ik is maar nou in mijn eerste jaar en daar is bij je sterk dat man 5 maar als obviously zal ik zeggen als je verloren niet maar alles is maar les wat je aanvat. Ja. So zal ook zeggen is maar lifelong learners. Elke dag is daar iets wat de mensen leer. Wat zou jouw boodschap voor jou geweest zijn als 7 dag in jouw klas moest zitten? Maak een voorbeeld, zij is nog een jong leraar en wat dat voor ons zou ze gaan doen? Denk je dat die weer gaan van jou competen met vandaag? Kijk, als mensen terugdenken aan je schoolloopbaan, kijken mensen altijd en dan nou weer altijd dingen wat je anders kon gedaan hebt. Zo van die dingen wat ik zo anders gedaan heb, de eerste ding is ik zo meer gefocust geweest. Vooral als ik nu denk aan hogeschool, hier matriek, graad 11, mensen kopen weer ander goed, meer als wat er bij jou werk is. So ik heb daar besef dat als ik zo weer terug ga, zou ik mijn matriekjaar misschien ook doen om beter punten raad te krijgen. Meneer is nog 65, ik ga door meneer als iedereen te horen kan. Ja, mense maak ook fout, jy weet. Je wil luister, meneer was nou hoeveel jaar in die onderwijs? Ek was 38 jaar. 38. Hij is langer als mij bestaan. 28 daarvan in senior bestuur. Sure. Wat is uw manier besluit om in onderwijs in te gaan? Ek het in my jare nog staan in 6 graad 8 in die hoërskool ingestap en ek het gaandeweg het onderwysers en ek dis wat onderwysers doen. Sommige het vir my gewys hoe om werklik 'n goeie onderwyser te wees in alle opsigte van die woord en ander dalk nie. Mens kon leer uit daai foute uit en ek het net vir myself gesê dis die beroep waarna ek wil wees en ek wil die goeie goed doen met die behulp van bo en ek hoop ek het en my onderwysloopbaan was vir my nie wat ek verwag het, dit was veel meer. Dit was vir my 'n ongelooflike reis. Ek het verlede jaar toe Boys Eye die jaarblad uitgegee het, hulle nou besluit om 'n gedeelte daarvan aan my toe te wy. En toe die dame wat dit doen bel om geluk te wens, gesê sy vir my, meneer Swart, ek wil vir jou interessante ding sê, ek kyk na al jou foto's en you know what?
you were never really working, you were just having fun. So to nice. say if you have fun, if you're having fun, then you won't work a day in your life. yes. So that doesn't fit my situasie. Leer my aan die onderwysstelsel gaan altyd voortbestaan. As ons ons gemeenskappe begin. Ons gemeenskappe kry swaar, gaan dik. En daai probleme speel ook in die klaskamer. En effektiewe onderrig gaan nooit kan in sy volle reg kom. As ons daai aspek reg. Die van julle wat die nuus gevolg het en wat up to date is met wat gebeur. Laas was 'n tragedie wat is toe sekondêr afgebrand, né? En juffrou was aan daai tyd ook die prinsipaal. Sy wou net 'n bietjie luister by juffrou. Wat dit challenges, ek weet daar was baie, ek het gedeel met juffrou Bensel wat die ketleep afgebrand het. Hulle het niks alles het hulle beloog. Die pets, die kinders er weg. En seker ander klasse was afgebrand, die ander toerusting. Wat 'n goed juffrou 'n plek gekry het om daai challenges te kan oorkom. Okay, ons het ons vinnig probeer om vir al die ketlokaal up and running te kry. So ons het 'n nuwe lokaal geïdentifiseer waar ons uit ons fondse uit het ons het rekenaars gekry van die departement, maar ons met die klas alles ingesit, tops, connectivity en alles, en ons het vinnig reg gekry. Ons het ons saal gebruik om vir prakties vir die verbruikersstudie en ons het 'n bietjie rondgeskyk. Daar was tye wat ons nie genoeg klasse gehad het, maar ons het gesorg dat die kurrikulum aangepas. Ek weet daar's baie ander kykers wat vags in onderwys is wat in die eerste jare. Ek het nou my Uniman se meg survive. Net pakke waar daar gestaan het, maar ons het klaar. Maar ek wil net luister, sou meneer vir die jaar as meneer se eerste jaar in onderwys doen. So nou meneer het nou net studeer, klaar studeer, wat sou meneer daarvan gedoen het? As ons kyk, ons hou vir social media in gedagte, die kinders se mindset op die oomblik en al die ander goed wat daar omring gaan. Ons kan nog 'n heel dag praat oor wat die challenges is, maar wat sou meneer gedoen het of goed in plek gesit het as meneer die jaar 'n novice teacher gewees het van Panda Ina? Dis altyd een trappie voor hulle. Dink aan wat die moontlike dinge is wat vir hulle gaan challenge. En ons weet ons portuurdruk is nog altyd 'n probleem. Ons weet verkeerde vriende. Ons weet al hierdie dinge. Nou, as ek 'n jong man was nou, dan het ek nog geweet dit. So, wat gaan ek in plek sit? En soos ek byvoorbeeld van my seun gesê het. Hy is in die rugby. Sê, begin 'n rugby 'n prioriteit ook maak by kinders. Kry hulle betrokke by rugby. En dan kry jy borge om vir jou. En vat hy kinders uit die gemeenskap uit en gaan speel teen kinders van 'n ander gemeenskap, sodat daai kind kan sien, maar die lewe eindig nie hier daar by ons by die bome eindig nie. Daar's nog mense daar buite. En laat hulle reg aantrek. Laat hulle trots voel op wat hulle doen. So dit is wat ek sou gedoen het indien ek nou 'n nuwe onderwyser was. Onthou, as nuwe onderwyser gaan jy foute maak. Geef jou die kans om foute te maak. Daar gaan mense wees wat vir jou gaan wil terughou. Maar as jy regtig waar 'n onderwyser is, dan al staan jy alleen en jy doen dit tot voordeel van daai kind en vir die kind se ongeluk. Dit is alrede hoekom ons hier is. Sonder hy kind het jy nie werk nie. Dis realiteit. Jy kan sê ek wil oor see gaan, jy kan sê dit, maar wat is jou moenie onreg aan daai kind nou doen. Gee jou beste en mense gaan sien wat jy doen. 'n boodskap is wat hy vir ander onderwysers wil gee in Suid-Afrika of in die Weskaap of wat sal 'n boodskap vir ander onderwysers wees? Kyk mense, in die werk wat ons is, die beroep wat ons is, die professie, kry mens baie uitdagings soos jy nou ook genoem het, maar met 'n positiewe ingesteldheid om nooit op te gee nie en om altyd te onthou, ek doen dit nie vir myself nie, ek doen dit vir die kinders. Dit is wat ek nogal vir die onderwysers sou wil aanraai. Enige woorde wat meneer wil gee vir onderwysers in Suid-Afrika as geheel, miskien 'n motivering of net 'n boodskap aan hulle? Ek het altyd gesê by al die skole waar ek was, jy weet, jy kan 'n vliegtuig laai vol van ouers, vol van beheerliggaamlede, vol van oud studente en daai vliegtuig kan verdwyn in die Bermuda driehoek en die skool sal nog steeds sy deure oopmaak. Maar sit nou die onderwysers op daai vliegtuig, dan maak die skool nie sy deure oop nie. Die krag lê nog steeds, soos hulle op Engels sê, with the hand that rocks the cradle, en dis wat ons doen. Die krag lê nog steeds in die onderwysers, because to teach is to touch the lives of others. En
As dit nie vir onderwysers was nie, sou ons nog geen ingenieurs of dokters, predikante gewees het nie. So ek sou sê, ou moet altyd dit onthou, dat dit is die wonderlikste taak ter wêreld. En dis 'n wonderlike ding wat die Here vir jou toelaat om te doen. Dit gee vir jou die kans om nie net 'n ander mens se ontwikkeling gade te slaan, maar ook om deel te wees van daai ontwikkeling. En die wonderlike wete dat jy 'n groot rede was hoekom daai persoon so positief ontwikkel soos wat hy wel ontwikkel. Daar dan 'n boodskap wat jy vir kan gee vir ons leerders, vir ons kollegas of ewen net die onderwysers hier rondom die wêreld. Jong, ek wil sê vir die leerders en die onderwysers, selfs die beheerliggaam van verlies op sekondêr. Hierdie ding wat met ons gebeur het, sou ek nie alleen kon doen nie. Baie dankie vir die gemeenskap van Villiersdorp. En as daar ooit 'n skool is wat hierdie selfde situasie wil ek vir julle gee, moenie opgee nie. Behou daai visie en maak seker dat jy die toekoms net verder net beter sal gaan. So daar dan 'n boodskap vir ander onderwysers in Suid-Afrika of in die Weskaap wat jy dalk vir ons kollegas. Ek dink as ek moet praat met die jong onderwysers, nee. Want hulle kom in en ons sien die uitdaging wat daar is en dan verloor mense moed. Mense verloor geloof in die stelsel, nee. Ons weet wat gaan aan, ons weet wat gaan gebeur. Wat ons het die beheer by ons eie skool. So wat ek vir die kollegas daar kan sê is, gaan kyk wat in jou gemeenskap aangaan. Vandag gaan jy begrip het hoe om met die kind te deel. En besef dat ons sit nie met die roem van ons gemeenskap nie. Ons sit met die agtergeblewenis. En as jy gaan verstaan die kind se omstandighede, gaan jy beter visie hê vir die kind. Jy gaan jou werk beter doen. Jy gaan beter voorbereid opdaag. Jy gaan die uitdagings nie sien as net uitdagings sien, maar as iets waaroor ons moet kom. En jy as onderwyser moet hy dryfveer wees vir daai kind wat voel as hy moontlik is. Van wanneer hy se hoor hy al as hy moontlik is. En ons bly net laaste hoop. So jong kollega, jy doen 'n goeie werk en hou aan met daai goeie werk. As jy 'n jong onderwyser wat nou kyk, hy het die beste advies wat ek nou ooit gehoor het, so ek neem aan dis die beste advies wat hy ook al gehoor het al. Ek wil ook net sê meneer, maar ek het 'n post gesien op Facebook wat sê die oor vir onderwysers staan nou op vakansie so. Wanneer jy moet asseblief vakansie gaan nie. Wees veilig en kom met 'n stuk maar weer by die skool. Laat ek mag gou die hoe sê hulle die waar omgooi. Daar's 'n vakansie. Daar's regtig. Hierdie is nou my tyd as prinsipaal om te werk by die skool, om goed dinge gereed te kry vir wanneer die kinders weer terug gaan kom skool toe. Maar ja, die onderwysers wat daar by die kant is, as jy bevoorreg is om bietjie gaan vakansie hou maar vakansie, maar moenie vergeet nie, jou werk wag vir jou. Almal vir julle geniet en alle voorspoed vir die toekoms vir julle ook, hoor. Dankie self meneer sê geniet die afdeling, ek weet wanneer jy sal nooit regtig klaar wees met die skool nie, maar altyd iets is anders om te doen. Maar alles sterkte en geniet baie dankie. Baie dankie by Kaapse Forum dat julle my na toe genooi het en baie voorspoed met julle werk. En ja, baie dankie en 'n lekker jaar. Complete asseblief die sin vir my, né? Ek weet jy is 'n onderwyser as jy. Ek weet jy is 'n onderwyser as jy. 'n goeie pen in jou sak het. Okay. Baie dankie. Voltooi net vir my die sin. Ek weet jy is 'n onderwyser wanneer jy voorbereid is en is excited is, lus vir die ding en dress jou paard. Baie dankie meneer. Baie dankie juffrou. Baie
dit is iets anders toe ek kleiner was, jonger was. Ja, baie dankie. Hy sê einde van die video. Ek hoop julle het geniet. Groot shout-out vir Kaapse Gewone wat die video moontlik gemaak het en wat die dag moontlik gemaak het. Ek sê net wil net weer eens sê, ons is voorheen om te weet, moenie vergeet om te subscribe. Nou net, daarom groot, moenie dink enige is weer moontlik, en, safe.